so ek gaan dit op my YouTube, gaan ek dit laai ook. So as enigiemand na die tyd weer daarna wil kyk, is hulle ook baie welkom om daarna te kyk, en dan kan mens dit daarvan afvat. So ja, ek is baie opgewonde hieroor, en dankie vir julle belangstelling, soos ek sê, dit is nogal vir my lekker om met 'n sampioenboerdery aan die gang te kom, en ek glo mens moet bereid wees om jou kennis te deel met mense ook, en ek het besluit ek gaan hierdie in Afrikaans doen, daar's soveel goed daar buite wat jy in Engels kan kry, maar baie mense vra vir dit in Afrikaans ook. En daarom het ek besluit, ek bied hierdie kursus in Afrikaans aan, sodat ons Afrikaanse mense ook dit kan doen. Ons het baie ouer mense wat ook belangstel, en laat mense dit op 'n manier kan doen dat dit is nie net, alles is nie altyd net Engels in die lewe nie. So, daarom het ek besluit ek gaan dit in Afrikaans aanbied. Dit is toch ons taal ook, so dit is vir my belangrik, en jy kry nie daar buite sampioen kursusse en so wat in Afrikaans is nie. So ek het besluit ek gaan dit doen, sodat almal kan dit in ons eie taal ook kan geniet en dit ook kan doen. So net so 'n bietjie agtergrond vir julle almal oor myself ook. Ek het so 'n bietjie meer as 'n jaar terug, een aand het ons Clarkson's Farm gekyk, waar Jeremy Clarkson met sy sampioenboerdery aan die gang was, en dit het my absoluut geïnteresseer, en dit is waar my hele ding begin het, dat ek wil sampioene groei. En ek het daarvanaf het ek begin navorsing doen oor sampioenboerdery, en ek het alles begin oplees, en ek het YouTube video's gekyk, so ja, dat ek kon leer waaroor gaan dit presies, en ek moet vir julle eerlikwaar sê, ek het aan die begin, het ek vir jou alle kleure van die reënboog mif gegroei, in plaas van enige sampioene, en letterlik van shocking pink en oranje en geel, en mif wat gelyk het soos klein wurmpies op het, wat hulle noem slime mold, maar dit het letterlik soos klein wurmpies gelyk, toe dink ek as wurmpies in die goed, is dit eintlik 'n mif soort. Dit was baie interessant, ek het baie van mif geleer in die proses ook, in die begin meer van mif geleer as sampioene. So ja, dit is 'n hele journey wat ek deurgegaan het om op 'n punt te kom waar ek uiteindelik dit kon regkry om sampioene suksesvol te kan begin boer, en ook te kan begin kliënte kry, en 'n mark te kan kry sodat ek kan begin sampioene verkoop. So ek wil graag hierdie hele ding wil ek graag met mense deel, en ek het besluit om eers 'n gratis induksie sessie te doen, om eers vir mense meer te vertel hiervan, sodat julle kan kyk of dit is iets is wat julle graag die pad verder vorentoe wil doen ook, en saam wil stap, en ook meer wil leer. En dan gaan ons dit daarvan af, gaan ons dit stap vir stap vat, en dan gaan mense help deur die hele proses, maar wat gaan hierdie kursus anderster maak as ander kursusse? Ek gaan nie net vir jou sê, hoor hierso, daar soos jy goed gaan leer dit nie. Ek is regtig bereid om mense stap vir stap deur die proses te vat. Hoe kry jy die goeders? Wat het jy presies nodig? En alles mooi deur met mentorskap ook daarmee saam. Ek het nou al 'n paar mense gehad wat hier na ons toe gekom het op die plaas ook. Ons sit so 12.7 km van die Hartbeespoortdam tonnel af. So ons is hier Harties area. En ek het al 'n paar mense gekry wat hier na toe gekom het ook. Maar dan is ook baie mense wat sê, dit is vir hulle ver. Daar's mense wat in die Wes-Kaap sit, daar's mense wat in Natal sit, daar's oralsteroor. So om hierdie kant toe te ry vir 'n kursus wat ons dan face-to-face aanbied, is nie vir almal moontlik nie. En daarom het ek besluit, ek gaan dit op so 'n manier doen. En wat het my hele ding is met die kursus, hoe ek dit gaan aanbied en alles, is wat ek ook vanaand met julle gaan deurgaan. Maar ek wil hê julle moet 'n gevoel kry van presies wat dit is en hoe gaan die kursus werk. So vanaand se sessie is regtig net om vir julle 'n bietjie meer te vertel en net 'n bietjie agtergrond te gee. En ek gaan eerlik wees mense, ek is nie iemand wat gaan doekies draai daaroor nie. Dit is nie net maklik om te begin sampioene groei en te dink jy gaan onmiddellik 'n miljonair raak nie. Dit werk nie so nie. Dit is arbeidsintensief. Daar is werk wat daaraan gepaard gaan. Dit is ja, dit is nie net iets wat jy moet tyd ook hê om en tyd maak om dit te kan laat gebeur. So, maar wat ek graag van julle wil hoor voordat ek nou verder verduidelik is sommer in die chat, as julle vir my kan sê, hoekom wil jy dit begin doen? Almal het 'n rede, hoekom wil jy graag iets anders te doen? Wil jy jou werk los? Wil jy op die ouend van die dag met 'n sampioenboerdery vorentoe gaan? Ek weet daar's mense wat gesê het hulle wil dink daaraan om vir hulle pensioen te doen ook en hulle pensioen aan te vul.
Wat is jou rede hoekom jy sampioene wil boer en wil begin daarmee? Is dit net vir jouself, vir jou huisgelike gebruik, dat jy dit graag by die huis sal wil doen? Wat is jou rede dat jy wil leer van sampioenboerdery? Soos jy miskien vir my sommer net in die chat kan ingooi en sommer daar kan tik, want ons is nie so baie mense nie. So ek dink kom ons maak so, as jy sal omgee nie, stel jouself voor, sê vir my van watter area is jy en ja, deel met my hoekom wil julle graag sampioene boer? So ek dink ek gaan vra en Koen, as jy nie omgee nie, dalk vir ons te vertel, hoekom wil jy dit doen? Sien mense is besig om te tik ook daar. So enigiemand wat dalk vir ons wil vertel, wat nie noodwendig wil tik nie, maar wat met my wil praat en ja, dalk wil deel, hoekom stel julle belang in die sampioenboerdery? Wees gerus, gaan gerus voort, jy kan jouself unmute en jy kan gesels. Kyk, ons het teenoor vir hier Stellenbosch vir huislike gebruik, wonderlik. Dan is daar, ek gaan deur hierdie proses vanaand ook vir jou verduidelik, wat dit vir jou baie makliker gaan maak as jy dit vir huislike gebruik wil doen, wat jy baie stappe kan heeltemal oorskiep om nie deur al die prosesse te gaan as jy by die huis net wil groei vir jouself nie. Hi Marit, ek sal begin, so my naam is Adrian, ek is in die Oos-Kaap. Ek het so rukkie terug daai kits by Bidhof Baai gekoop, wat jy oyster mushrooms doen. So, Ja, dis waar alles met my begin het, maar jare terug. En ek het dit gelos oor die jare, want werk en alles. En ek het sê dit doen op 'n klein hoewe in die Oos-Kaap, naby PE, so ek by die PE op 'n klein hoewe. En ek het die spasie en dit is iets wat my altyd geïnteresseer het, maar ek het gesukkel om kursusse en goed te kry wat my kon help en mense wat my kon help, want ek het gevind die mense wat met sampioene boer, is asof hulle nie die informasie wil deel nie. Dis hulle ding en hulle wil dit vir hulle self hê, vir wat ook al hulle redes is. So dis hoekom ek belangstel. Okay, wonderlik. Baie dankie Adrian en dankie dat jy bereid is om so te deel ook. Julle, dit is baie snaaks, nee. Die post wat ek opgesit het na die dag oor die sampioen kursus wat ek doen. Soos wat Adrian nou gesê, dis asof mense in die industrie half dit vir hulle self wil hou. En ek het nou al 'n tweede post van my gekry wat op TikTok sê ek het community guidelines violation. Een wat ek nou gedoen het, hulle het hom nou weer release, wat ek gedoen het, wat ek net gewys het hoe groei die mycelium op die skaafsels of op die saagsels. Hy was aangegee as community guidelines violation. En toe nou die ene wat ek nou die dag gedoen het, uit oor die 20.000 views oor juist hierdie kursusie wat ek wil doen. Net daai bene met die woorde wat die perswoorde so gehighlight was. Hy is nou af en ek het nou 'n tweede strike op my TikTok account vir community guidelines violations. Maar ja, dit het al voorheen ook gebeur en ek dink eerlikwaar is mense in die industrie wat nie wil hê ander mense moet ook leer nie. Hulle wil dit vir hulle self hou, maar weet jy wat, op die ouend van die dag, ons moet kennis kan deel met mekaar. Die mark is so groot, daar's soveel, een of twee sampioenboere kan nie die hele mark volmaak nie. As ons kyk wat met Denny Mushrooms gebeur het, oor die jare het hulle die monopoly gehad. Denny Mushrooms het van hulle takke toegemaak. Nou maak dit so groot mark oop vir mense om te kan begin met iets, maar ek doen nie daai knoppie mushrooms wat jou paramus moet groei nie. Okay. Ek doen jou gourmet mushrooms en so, maar as 'n mens nie bereid gaan wees om kennis te deel met mekaar nie, dan hoe kan jy ook dan nou verwag vir jouself ook dat jy kan suksesvol wees? Okay, ek is in die training industrie as 'n professie, so ek leer mense op 'n daaglikse basis en ek dink dit is ook vir my hoekom ek voel, weet wat, dit is iets wat ek graag met mense sal wil deel. Okay, dan het ons, ek sien Ryan Harties. Okay, Ryan, jy is hier naby aan my ook dan. Ek sit net aan die ander kant van die tonnel, op die ou Rustenburgpad uit, so 12.7 km van die tonnel af. Okay, en dan het ons Chris en Carlien van Pretoria vir huislike gebruik en kyk daarvan af. Annette van Standerton, ek is nou eerstens baie daarvan om dit self te eet, as ek regkom aan my plaaslike supermarkte voorsien, wonderlik.
extra sideline inkomste, Amourie van Impangeni. Anay, meestal persoonlike gebruik, Glove sampioene en die hele storie interesseer my immensely. Ek is in Hermanus, wonderlik. Dankie dat jy gedeel het. En Enrico, ek sien jou hand is ook op. Jy kan gerus met my gesels. Enrico, jy is op mute, so as jy, ek sien jou hand is op, as jy unmute, is jy welkom om met my te gesels. Alright, dan gaan ek so lank verder aangaan met die hierso. Hulle doen vir culinary redes en vir my man wat fine dining chef is. En vir my om dit by te voeg by my organisasie Groente en Kruie Tuin, Rodepoort, wonderlik. Baie dankie daarso Renay. Enrico, okay, die hand op was 'n foutjie, geen probleem nie. Daar's hy. So ja, mense, soos ek sê, ek het begin geïnteresseerd geraak na ek Jeremy Clarkson se goeters gekyk het. Ek is mal oor hom. En Clarkson se farm is vir my baie snaaks en baie interessant. So ja, dit is hoe my hele interest in die ding begin het en besluit het, weet jy wat, ek gaan begin speel. En wat ek ook aan die begin eers gedoen het is, ek het net eers ek het aan die begin het ek die groot fout gemaak en ek het met agar plates, julle sal sien as julle YouTube video's gaan kyk, jy kry liquid culture en jy kry agar plates en al daai goed. En ek het met dit begin en dis hoekom ek net mif gegroei het. Ek het nie die geld om groot laminar flywoods en goeders te gaan koop nie. Hier waar ons is op die plaas, is ons totaal off-grid. Ons is net op solar. Ons kan nie aircons hardloop heeldag nie. En baie van die sampioenboerderye hardloop aircons die hele dag. Dit gaan 'n Eskom rekening in elk geval ook deur die lig kan opskiet van hoe duur dit kan raak. En dan as jy load shedding het, dan sit jy met 'n probleem. So daar's ons allerlei faktore en goeters wat ek in die proses het ek geleer en hoe ons toe nou ons eie sampioenplaas toe nou heeltemal gebring het tot op 'n punt waar ek actually kan sampioene groei. Nou, ek wil baie graag julle journey met julle deel en vir julle leer hoe ook om na die goetertjies te kan kyk. Hierdie sessie gaan ek vir julle basiese goeters. Hoe groei 'n sampioen? Mense het al gevra, waar kan ons sampioen saad koop? Sampioene groei nie van 'n saad af nie. Sampioene maak hulle spoortjies en daai is wat die ouens wat in die laboratorium toe goeters het in liquid culture omsit of agar plates. Agar is amper soos 'n gelatine, maar 'n plant-based gelatine vorm. En dan sit hulle dit daarop en dan sit hulle mense daarvan af op wat hulle noem grain spawn. Baie ouens gebruik of popcorn, gewone mielies, koring, sorghum. Jy kan daai goed op enige graan medium kan jy dit sit. En hy sal groei. So, ek gaan julle nou stap vir stap deur 'n paar van hierdie goedjies vat. Ek gaan vir julle ook na hierdie kursus, na vanaand se sessie, sal ek vir julle 'n link stuur. Saam met die wat ek die aanlyn sessies gaan doen. My gedagte is, kyk, dit gaan oor 12 weke sessies wees wat ek wil doen. Dan gaan ek 'n Teams meeting doen, laat mense so met mekaar kan gesels. So baie mense het vra en ek wil graag vra ook antwoord en dan gaan ek die konsep met julle aan julle verduidelik. Dan het ek saam met dit ook 'n e-learning platform wat jy dan 'n skakel sal kry na die e-learning les toe wat weer eens gaan recap wat op die les gebeur het, wat ons die team sessie gehad het en jy kan in jou eie tyd weer deur alles gaan met videoetjies en alles. So wat ek gaan doen is ek gaan vir julle wys hoe dit lyk sodat as julle dan nou na hierdie gaan ek vir julle in elk geval sal ek vir julle 'n link stuur. Ek wil net vir julle vra ook, ek gaan vir julle eers 'n link stuur dat julle julle besonderhede met julle e-posadresse en goed ook vir my kan deurstuur, want julle gaan ook 'n klein sertifikaatjie kry vir die inleidingssessie vir sampioenboerdery. Maar ek wil graag vir julle wys hoe dit gaan lyk en hoe dit gaan werk. So wat ek vanaand met hierdie sessie gaan doen is, ek gaan nou die e-learning platform gedeelte oopmaak en ek gaan julle daarvolgens gaan ek julle daardeur praat en vir julle 'n paar goeders verduidelik van die spore af, hoe die sampioene groei, dat jy die prentjies en dat jy kan sien ook hoe dit lyk en hoe die goeders werk. Alright, so ek net gou weer my skerm deel hierso met julle. En mense, ja, ek sê dit is Afrikaans,
ek gaan partykeer Engelse woorde ook gebruik, hoor. Seker goed gaan ek nie vir jou weet hoe om dit in Afrikaans te sê nie. Maar ja, want in die sampioen wêreld, daar's sulke groot woorde. Ek dink as ek dit in Afrikaans gaan met uitspreek, gaan julle dink ek vloek julle. Alright, so kom ons kom dan aan die gang met die hele ding. As ek vir julle die skakel stuur na die e-learning platform toe, dit is deur Cosbox, julle sal 'n e-pos kry wat dan vir julle gaan wys, so 'n e-posie wat gaan sê jy is nou genooi om by die kursus aan te sluit. Dan kan jy net confirm registration gaan insit en jy moet vir jou 'n paswoord gaan create. Jy kan dit ook op jou foon aflaai as jy 'n Android foon het of iOS en Android fone, kan jy ook die Cosbox app gaan aflaai op jou foon en dan kan jy sommer dit op jou foon sit en doen. So dan gaan ek so skakel stuur en sodra jy hom gekry het, as jy Cosbox oopmaak, gaan hy vir jou vra jy moet 'n paswoord create. En dan sal al die kursusse hier binne verskyn, met elke sessie sal die kursus dan nou bykom. So ek gaan vir julle wys. So hier's waar ons nou vanaand gaan begin met dit. Alright? So met die lae tegnologie sampioenboerdery, my hele ding met die lae tegnologie is, soos ek julle verduidelik het, ons het geen Eskom op die plaas nie, ons is totaal afgrid, ons het net 'n klein solarstelseltjie, nie 'n massiewe groot solarstelsel nie, wat alles van die huis en die sampioenboerdery moet hardloop. Ek het toe begin kyk het na sampioenboerdery, daar is honderde of duisende video's op YouTube waarna jy kan gaan kyk wat hulle vir jou leer of en mense deel wat hulle doen met hulle sampioenplase. En ek wou kyk wat is die mees bekostigbaarste manier om wel 'n sampioenboerdery aan die gang te kry. Wat is bekostigbaar en wat gaan help dat 'n mens nie al hierdie duur goeders moet koop wat hierdie groot sampioenboere gebruik. Mense 'n laminar flowhoed kan jy kry van beginprys met 'n ou kleintjie wat hulle gebruik, sal hulle nog verduidelik vir die laminar flowhoed is juis hy vloei die lig in een direksie in sodat daar nie enige klein mikroskopiese mifspore of wat ook al wat in die lug is in jou goed kan val as jy nou jou inokulasie doen waar jy daai grain spons nou in jou substrates en daai goeders insit nie. Maar kleintjie, die goedkoopste wat ek nog kon gesien het, begin by 15-16 000 rand. Indien iemand belangstel, ek het 'n ou wat dit bou vir wie ek hulle die kontakbesonderhede kan gee. Maar ek kan nie dit persoonlik nou bekostig om so iets te gaan koop nie. So toe ek begin rondkrap en ek het begin kyk, okay, hoe doen mense dit? Nommer 1, op in Afrika, Ghana, Kenia, daar's soveel Afrika lande wat hulle met soveel minder resources as wat ons hierso nog het tot ons beskikking, kan hulle met soveel minder suksesvol sampioenboerdery begin. Daar's een jong ouetjie, ek volg nogal sy goeters ook op YouTube, in Zimbabwe, wat in Zimbabwe se terme 'n miljonair is, omdat hy met 'n sampioenboerdery begin het. En hy het ook nie al hierdie duur fancy equipment en goeders wat hy nodig het, wat baie mense gebruik nie. So toe ek begin kyk, hoe doen mense dit op in Afrika, hoe doen hulle dit in Indië? Want in Indië is die sampioenboerdery ook baie groot. China is die hoof sampioenboere in die wêreld. En ek het my navorsing het ek deur en deur gaan doen en ek het gaan kyk hoe doen hierdie ouens dit. Want as hulle met minder kan klaarkom en suksesvolle sampioenboerdery kan doen, waar hulle nie eers krag het ook nie. Ek het ten minste nog solar wat my waier kan laat hardloop. Hulle het nie eers dit nie, maar hulle kom suksesvol reg. Toe ek begin dink, dit moet kan werk vir ons ook. En hoekom moet 'n mens al hierdie diergoeders gaan koop, as jy dit op 'n bekostigbare manier by jou huis self kan doen? Alright, so in hierdie hele sessie wat ons gaan doen, gaan ons kyk oor hoe sampioene groei, wat is spore, mycelium en die spon, en hoe 'n eenvoudige lae tegnologiese stelsel lyk, en hoe jy dit kan opstel ook, en watter foute beginners meeste maak, en hoe om dit te vermy. Alright, so, as julle dan nou hierdie kursus, julle gaan die link kry, skakel kry na hierdie toe ook, dan kan julle in julle eie tyd ook deur dit leer, maar ons gaan nou vanaand hoofsaaklik kyk na verstaan hoe die sampioene groei, van spore tot en met 'n oes, die rol van mycelium, graanspon en substraat, dit gaan ons dan verduidelik ook. 'n hoofvlak oorsig oor hoe ons by Letbury
se laat-tegnologie metode werk en verstaan hoekom die geheue en dan ook jou konsekwentheid van jou hoe jy die hele tyd werk. Jy moet 'n hele ekskuus. Jy moet dit 'n oomblik. Ekskuus tog daarvoor. Jy moet konsekwent wees. As jy begin met 'n sampioenboerdery, daar's sekere goeders wat jy op 'n daaglikse basis gaan moet kyk. Daar's sekere goed wat jy op 'n daaglikse basis gaan moet doen. As jy byvoorbeeld jou humiditeitsstelsel nie werk nie, dan kan jy 'n hele oes verloor. 'n Hele oes. Alles wat in daai groeikamer is, kan jy verloor as een van die elemente nie reg is nie. So dit is baie belangrik om konsekwent te wees en as jy begin met dit, seker te maak dat alles in plek is ook en dat jy daarna kan kyk. En dan ook duidelik om duidelik te weet wat jou volgende stappe is as jy ernstig is om te begin met die hele ding. So dan gaan ons nou hierso klik waar jy sê get started, dan gaan julle ook nou baie mooi kan sien hoe gaan hierdie kursusse uitleg wees. So gaan daai aan die kant net eers wegvat. So as ons kyk, hoekom ek hierso ek sê van 0 tot wins. Dit is moontlik om wins te maak. Maar eerlikwaar wil ek vir julle duidelik van die begin af sê, jy gaan nie 'n miljonair raak in die eerste jaar of so iets nie. Alright? Dit is op die ou end van die dag waar as jy YouTube video's gaan kyk van baie ouens in Amerika en oralste dan sê hulle, "Ooh, jy kan baie vinnig baie geld maak." Ek het nou die aand het ek 'n live TikTok gehad en een van die ouens wat my baie leiding gegee het al tot dusver, Dr. Paki, hy sit in Durban, het toe nogal gesê hy word naar as hy nog so 'n video moet sien waar enigiemand gaan sê, weet jy wat, sampioenboerdery is 'n vinnige geldmaak storie. Dit maak hom naar en ek stem 100% saam met hom daarso. Want dit is nie 'n vinnige geldmaak storie nie. Daar's werk in betrokke, daar's harde werk in betrokke. Jy moet die hele tyd seker maak jy het jou groeiomstandighede reg. Jy moet die hele tyd voorbereiding doen. As jy 'n week of 2 weke niks doen nie, dan beteken dit jy gaan vir 'n week of 2 weke vorentoe nie kan oes nie. So dit is die hele ding, jy moet konstant wees met jou sampioenboerdery om seker te maak dat soos dit jy aangaan, het jy die hele tyd op elke fase van die proses, van die groeiproses, het jy jou sampioene in plek en dan kan jy eventually kan jy jou geld gaan maak daaruit. Maar ons gaan ook in hierdie kursus, met die volledige kursus, kyk na bemarking en hoe kan jy in jou area kan jy bemark? Ek gaan vir elke persoon wat inskryf vir jou area help om te kyk wat is in jou area, wat is die regte plekke waar jy kan bemarking gaan doen, sodat jy wel, indien jy wil geld maak van dit en nie net vir huislike gebruik dit wil gebruik nie, sodat jy wel op die regte manier kliënte kan bereik ook. Alright, so jy kan eventually kan jy 'n wins daaruit maak. Die Gourmet sampioene, soos wat ek groei, is die bruin oyster sampioene of die brown oyster. Ek het nou begin met die brown oyster en die golden oyster. Ek is nog in die beginfase met hulle, so ek het nog nie vreeslik baie van hulle al verkoop nie, maar my grootste verkoper op hierdie stadium is die Lion's Mane sampioene. Nou Lion's Mane is baie gewild vir hulle medisinale waarde ook. Mense kry Lion's Mane supplements wat hulle sê die neurons in die brein weer help groei en volgens navorsing sê hulle ook dat dit kan die effekte van dementia en Alzheimer's help reverse omdat dit die neurons in die brein weer laat groei. Ek groei dit glad nie vir daai doeleindes nie. Ek groei dit absoluut vir eetdoeleindes. Want om daai prosesse in te gaan, om jou pilletjies en al daai goed te doen, is weer eens 'n hele groot setup met laboratoriumgoeders. Jy moet by die natuurlike mediese raadgoeders moet jy gaan registreer, dis 'n hele proses. En om dit so te kry, moet jy dit droog. En as jy 'n sampioen droog, verloor hy 90% van sy gewig. So as jy 1 kilogram het, gaan jy maar 100 gram gedroogde Lion's Mane poeier hê op die ou ende van die dag. Ja, daar's baie geld daarin. As jy gaan 'n bietjie Google, gaan jy sien hulle verkoop gedroogde Lion's Mane poeier vir R3000 'n kilogram. Maar om 1 kilogram te hê, moet jy 10 kilogram gekweek hê en droog om by 1 kilogram uit te kom. So die vars sampioene
in die mark verkoop gewoonlik hier by R300 'n kilogram vir die vars sampioene. Ek verkoop aan my kliënte dit vir R280 'n kilogram. Tot en met 5 kilogram en dan kom dit af. Ek werk op 'n sliding scale, werk ek met dit. So daar is geld daarin te maak, absoluut. Jou oyster sampioene, die going rate op die mark nou is R180 per kilogram waarvoor hulle oor die algemeen verkoop. As jy hom in 'n winkel gaan koop, gaan hy definitief duurder wees. Iemand het nou op die cultivation groep waarop ek ook is, gesit, hulle het 'n pakkie bruin oyster sampioene by Pick n Pay gekry vir R35 vir 200 gram. So, as jy dit nou gaan uitwerk, hoeveel werk dit dan op die ou end uit? Maar obviously, as jy in supermarkte is, hulle gaan nog hulle pryse ook bysit. Maar as jy direk kan verskaf aan iemand, dan is daar goeie geld in te maak. Definitief, maar dit is nie so maklik nie. Ek moet dit net vir julle van die begin af sê, ek gaan nie vir julle jok nie, ek beloof julle, dit is nie so maklik om dit net te doen en geld te maak nie, regtig nie, maar dis hoekom ek julle wil help, om nie dieselfde foute te maak nie, dit wat ek geleer het, en daar gaan mense wees wat sê, ek doen dit nie op die regte manier nie. Elke sampioenboer het 'n manier wat vir hulle self werk. Dit wat ek julle gaan leer in hierdie kursus, gaan jy met self ook vir jouself uitfigure, wat ek vir jou leer, gaan vir jou werk en wat nie. En eksperimenteer, speel rond. En kyk wat gaan vir jou werk. Ek het nou begin om sampioene in emmers te groei vir die eerste keer, want ek wil kyk of dit werk. Ek sien ander mense doen dit, ek wil dit ook probeer. En ek het 'n videoetjie ook op my TikTok gesit waar ek van die grain spawn in my greenhouse, my groeihuisie van my groente, gaan sit het en ek wil kyk wat gebeur. Ek wil eksperimenteer. Dit help nie, jy doen iets en jy is nie bereid om die kanse te vat om nog verder te leer nie. So ek is bereid om my kennis met julle te deel en jy gaan op jou eie manier as jy dit begin leer en sien wat vir jou gaan werk. As jy YouTube video's gaan kyk, jy gaan sien elke sampioenboer gee vir jou iets anders te raad. Ek gaan net met julle deel wat my kennis is en wat vir my werk. Alright. So hier's dan 'n videoetjie wat julle dan gaan kan kyk as ek die skakel vir julle stuur. Maar ja, geluk, jy het jou eerste stap gevat om jou drome na jou drome toe, om hier te wees, op hierdie kursus hier nou te wees en in te skakel het vanaand, sê al klaar, jy het jou eerste stap gevat. So, great, well done daarop. So, die hele ding is, vir baie mense is, as hulle wil begin met sampioenboerdery, is, hulle weet nie regtig wat het hulle nodig nie. Maar, jy kan klein begin. Jy het nie baie nodig om te begin nie, jy het nie baie spasie nodig om te begin nie. Jy kan op Takealot en daai plekke kan jy 'n klein, soos hulle daai klein greenhouse tentjies verkoop wat met plastiek toe is. Jy kan so 'n dingetjie gaan koop vir R1300 of jy kan 'n ding gaan maak met plastiek oor waar jy jou humiditeit kan reg hê byvoorbeeld. Jy kan dit in 'n hoekie in jou huis doen. Jy kan dit in 'n spasie, 'n gedeelte in jou garage doen as jy dit in jou garage wil doen. Daar's sekere goeders wat jy kan doen sonder om 'n hengseklomp geld te gaan uithaal. Jy het nie 'n klomp toerusting nodig nie. Jy kan groeiblokke koop en jy kan dit daar gaan insit en jy kan met dit werk. Ek het so in verlede jaar wou ek dit getoets het om te kyk in Mosambiek. Hoe gaan dit werk en net in die omgewing daarso. Want ons het 'n huis ook in Mosambiek en ons was 'n maand lank daar. Toe het ek net groeiblokke gevat. Ek het 'n groot swart krat gevat wat ek saamgevat het om van my goed in te pak. En ek het klingfilm bo-oor hom gesit. Bietjie water onder ingegooi en ek het sommer 'n handdoek ook onder in hom gegooi om daai vogtigheid te hou met die humiditeit. En ek het die mooiste, grootste bruin oyster sampioene gegroei daar. So dit was groter as my hand van die clusters en so gewees. So jy kan regtig op 'n klein manier kan jy begin sonder dat jy 'n klomp geld hoef uit te haal en jy kan vir jouself jou sampioene groei by die huis en ek raai enigiemand aan wat wil begin sampioene boer, doen dit eers op klein skaal, toets dit eers, kry vir jou van die groeiblokke en speel eers daarmee rond. So, met die volle kursus, as ons kom by die 3de sessie, waar ek dan nou verduidelik, hoe maak jy die groeiblokke, gaan ek vir mense wat op die kursus ingeskryf is, elkeen 'n groeiblok koerier na hulle toe ook. Dit is dan ingesluit in die kursus fooie ook, dan gaan ek vir elke persoon een koerier. Ekskuus toggie. As jy voel na hierdie kursus, weet jy wat,
Ek weet nog nie of ek heeltemal reg is om die volle kursus te doen nie, na vanaand se sessie, maar jy wil graag 'n groeiblok kry. Ek sal vir julle die skakelstudie kan bestel en ek kan vir jou stuur om eers met dit te speel en te kyk daarna. Sodat jy eers ten minste kan sien hoe groei 'n sampioen en ek beloof jy as jy die eerste sampioene gegroei het en geoes het, nê. Daai opgewondenheid wat jy kry van wow, dit het gegroei. En ja, ek weet mense het vir my gesê op TikTok ook al jy groei nie die sampioen nie, jy plant hom net. Om te sien hoe hy groei. Dit is absoluut amazing. Elke dag, jy gaan vanoggend daar kom en hy gaan so groot wees. Jy gaan vanaand daar kom en hy sal klaar groter. As jy môreoggend daar kom is hy dubbel in die grootte as wat hy die vorige dag was. Sampioene groei vinnig. So as jy dit eers beleef het, dan is dit regtig waar dan gaan dit jou passie heeltemal nog meer opstoot dat jy nog meer gaan wil doen. Alright, soos ek vir julle verduidelik het, hierdie hele kursus gaan ook met mentorskap. Wat vir jou en jou omstandighede, hoe lyk jou setup waar jy jou groeikamer wil doen, waar jy jou inkubasie wil doen. En ek is bereid om elke persoon individueel te help met dit wat jy tot jou beskikking het. Laat ons kan kyk hoe kan ons jou help om jou besigheid te groei daardeur. Alright. So baie mense dink 'n boerdery beteken om 'n groot grond te hê en groot kostes, maar die sampioene wys vir ons dat dit nie altyd so hoef te wees nie. Sampioene is een van die maklikste maniere om klein te begin, maar self iets waardevols op te bou op die einde van die dag. Jy het nie baie spasie nodig nie. Jy het nie duur toerusting nodig nie en jy kan begin met wat jy het. Sampioene groei regtig vinnig. Soos ek julle nou verduidelik het, as jy vanaand daar kom teen môre aand is daai sampioen dubbel in die grootte al klaar. Jy kan die hele jaar kan jy dit kweek, jy kan die hele jaar oes, jy kan enige tyd van 'n pluk dit gaan eintlik in die winter gaan dit makliker want baie van hulle hou van koeler omstandighede en weerstoestande en daar sekere temperature wat hulle sê waarin sampioene groei wat ek ook bewys het hier by ons is nie so nie. Hulle sê sampioene as hulle in inkubasie is, moet tussen 18 en 21 grade Celsius gehou word en dan wanneer hulle groei, kan hulle tot en met so 22, 23 grade, en party sê 24 grade Celsius kan hulle opgaan. As jy dit te warm het, warmer as dit sê hulle gaan jou sampioene nie groei nie. Ek het die teenoorgestelde gewys, want my sampioenkamer hier in Harties omgewing raak dit baie warm. En soos ek sê, ek het nie aircons om my goeders koud te hou nie. Ek sal vir julle verduidelik wat het ons het 'n ysboks gebou en alles soos hulle in die ou tyd die yskaste in die koelkamers gemaak het met die charcoal steenkool en goeders en so. So dis baie meer die konsep waarop ons werk. So partykeer gaan my groeikamer op tot 27, 28 grade Celsius. En dieselfde met my inkubasiekamer. En wat ek wel gevind het daaruit, waar mense sê hulle gaan nie groei nie en ek gaan net MIF groei, ek gaan net contamination hê soos hulle dit noem, besmetting hê. En ek vind die teenoorgestelde, my sampioene groei baie vinnig en hulle groei baie mooi. Ja, ek kry wel, enige sampioenboer gaan contamination kry. Jy kan uit dieselfde batch wat jy maak, kan jy 10 sakke hê wat mooi groei en die ander 10 sakke wat alles MIF. Dis die risiko's wat daarmee saamkom ook. So, hoekom seker is MIF, ander MIF nie, kan ek eerlikwaar nie vir jou altyd sê hoekom nie, want is dieselfde batch, hulle is op dieselfde manier gesteriliseer, hulle is op dieselfde manier geïnokuleer, in dieselfde inkubasie omstandighede, seker is MIF, ander nie. So, dit is maar altyd hoe dit werk. So, baie mense wil sampioeneboer verkoos vir hulle huis of 'n bykomende inkomste, en dit is hoekom ons van die begin af kan begin met 'n klein besigheid, en jy kan aan mense voorsien. Jy kan selfs aan jou vriende en familie voorsien. Alright, so dan is daar, julle sal sien as ons die kursus ook het, dan sal soos koos en goeders ook. Ek gaan nou op hierdie ene nou gaan ek sê, hoekom sampioene? Op hierdie ene die vraag wat ek vir julle vroeër gevra het, hoekom wil jy sampioene kweek? Julle het nou al reeds op die chat ook vir my geantwoord. Ek gaan nou sommer net hierso sê ekstra inkomste. Ek gaan vir julle sê hoekom ek dit doen, want oor 'n jaar van nou wil ek nie meer doen wat my daaglikse werk is nie. Maar my sampioenboerdery moet nog eers my huidige inkomste vervang voor ek my huidige inkomste kan laat gaan. Maar ek is nie meer lus om te doen elke dag wat ek doen nie. So dit is my doel.
Alright, so dan kan jy daarso net sê submit en dan gaan hy vir jou sê jy kan na die volgende proses toe gaan. So kan hy na die volgende slide toe gaan vir julle. Wat is 'n sampioen regtig? Dit is nie 'n plant nie. Hulle sê ook baie mense dink 'n sampioen is 'n plant, maar dit is nie. Dit is 'n fungi. So nou hier in ons omgewing ook met al die reën en so, ons area is bosveldagtig teen die voet van die berg. En hier kom oral met al die reën wat ons het, verskillende soorte sampioene oralster in die veld op ook. Dit is 'n fungi wat ander plantmateriaal afbreek en eet. En dit is hoe dit in die natuur, in die veld, wat soos jou stompe, jou blare, al daai goeters wat mif, net soos dit mif op het groei, net so groei mycelium ook op dit. Nou as mens dit vat, dit is 'n vrug. Die sampioen self is die vrug wat ons eet. So my vergelyking hierso wat ek hierso het is dis soos 'n appelboom. Jou appels is jou vrugte van die appelboom. Jou sampioen is die vrug van die hele stelsel wat aan die gang is. So onder die grond het jy jou wortels, jou boom het sy gewone wortels, maar met sampioene het jy die mycelium. So hoe gebeur dit? Die spore van die sampioene val af. Aan die onderkant van alle sampioene, dink ek almal het al gesien, het jy hierdie kiewe wat die sampioene maak. Daai kiewe is waar die spore van die sampioene ook is. As jy gaan video's kyk, gaan jy baie sien as mense sampioene oes, veral as hulle in die veld pluk, dan tap hulle eers die sampioen so op sy koppie bo, voordat hulle hom afbreek en hom pluk. Die rede hoekom mense hom eers dan so, wat hulle hom eers so tap op sy geboonste gedeelte, is sodat daai spore kan val en dit kan in die grond ingaan. Die spore gaan nie groei as die omstandighede nie reg is nie, as daar nie genoeg vog in die lug is nie, as daar nie genoeg water is en humiditeit is nie, gaan die spore nie ontkiem nie. Hy gaan daar dormant lê of hy gaan op die ou end net tot en met daar water kom en die regte omstandighede daar is, gaan daai spoor absoluut niks doen nie. Daai mycelium of daai sampioenspore ook is baie gevaarlik om elke dag in te asem. Net soos wat jy jou mifspore kry. Mif is oralste rondom ons besef dit nie eers nie. In die veld, kyk, ek verwys in die veld, ek is op 'n plaas, maar selfs in die dorp, enige plek, in jou huis, as jy mif in jou huis het, iewerster in die dak of so, dis gevaarlik, want jy kan daai mifspore ook inasem, en jy kan longsiektes ontwikkel, as gevolg van dit. En as jy met sampioene werk, is dit baie belangrik, as ek in my groeikamer ingaan, gaan ek altyd met 'n masker in, want jy kan 'n allergie ontwikkel vir sampioene, en jy kan, hulle noem dit amper soos die popcorn lang wat hulle sê, die sampioen mycelium kan in jou longe wil begin groei, as jy daai spore die hele tyd inasem. So dis 'n baie groot risiko om elke keer in jou groeikamer in te gaan en nie 'n masker te dra nie. As jy hom klaar geoes het, is dit fyn. Maar soos jy hom oes, gaan die spore ook afval, maar in jou groeikamer waar daar lig vloei en goeters is die hele tyd is, as jy daai spore die hele tyd inasem, sit jy jouself op risiko. So dit net so 'n bietjie ekstra daar. So die mycelium is die wortelstelsel van die sampioen. Nou die mycelium, soos julle hier kan sien op hierdie prentjie, dit is amper soos die internetstelsel onder die grond. Dit is baie interessant as jy nou eers jou navorsing oor mycelium spesifiek ook gaan doen. Die mycelium connect met die wortels en die plante se bome. En hulle dra voeding oor na die plante toe en deur hulle wortels wat die mycelium met die plante se wortels ook konnekteer, dra hulle voeding hulle kan van ver af, waar daar nie kos of water is vir die boom nie, kan hy van 'n verder punt af dit deur die mycelium netwerk dra na 'n volgende boom toe. 'n Baie interessante navorsingsstuk wat ek gelees het ook, was dit wat hulle sê in die woude, as die groot bome, die hoë bome, begin swakker raak, is daar altyd kleiner boontjies onder hulle. Dan deur middel van die mycelium, dra die groot boom al sy energie en sy krag uit
oor na die kleiner boompie toe wat onder hom is, sodat daai groot boom op die ouend heeltemal doodgaan en die kleiner boompie kan sterker groei. So dis 'n hele mycelium op sy eie is 'n hele ander interessante ding as 'n mens daarin gaan. Maar vir wat ons hierso wil hê is dis ons boomwortels, is ons myceliums, ons sampioene se wortels. So die regte lewe van die sampioen sit onder die oppervlak. Dit is waar die hele netwerkstelsel is en die sampioen wat ons bo kry is letterlik net die vrug van die hele plant, as ek dit 'n plant so kan noem dan. Alright? So alles verder sit onder die grond en soos ek nou vir julle verduidelik het, die mycelium is ook die wortelstelsel dan van die sampioene. Nou, hoe kry ons die sampioen om te groei? As daai spore van die sampioen in 'n vloeistofformaat soos wat hulle doen in die laboratoriums, dan sit hulle daai spore in daai vloeistof. Daai vloeistof is gewoonlik iets gemeng, is soos water met 'n heuning. Hy moet 'n suikerigheid hê om daai spore te laat ontkiem, wat ook weer op sy eie interessante ding is, want waar kry 'n spoor in die natuur sy suiker vandaan? Om te kan groei. Maar as jy dit nou mense nou die proses wil oorvat, het hulle nou deur al die jare geleer, hulle maak hulle liquid culture, en dit is met 'n heuningbasis of 'n strobasis baie keer waar die spore dan begin ontkiem in daai vloeistof. Of jy kan dood eenvoudig 'n klein stukkie van die sampioen, daar waar sy spore by die kiewe uitkom, kan jy vat en jy kan dit op 'n agarplate, kan jy dit dan gaan sit en dan kan die mycelium daar begin groei. So die agar gee ook weer die voedingsstowwe vir die spore om wat hulle nodig het om die mycelium te begin groei. So die spore kom uit in die lug, dit val op die grond en dit word dan eventually dan ontkiem die spore en dit word ons mycelium onder die grond. So wanneer ons dan daai mycelium, ek koop myne as grain spawn, soos hulle dit noem, op die graan, mielies, myne kom op popcorn, dan vat ek daai en ek vermeerder dit dan in my substraat wat my harde hout is. Want die sampioene wat ek groei, verskillende sampioene groei op verskillende plantmateriale en afvalmateriale. Lion's mane sampioene moet dit 'n harde hout saagsels of skaafsels wees. En goeie soos die oyster sampioene kan jy letterlik op enigiets gaan groei. Jy kan dit letterlik op kartonne, as jy jou gras gesny het en jy maak jou grasnyer leeg. Daai gras as hy 'n bietjie gedroog het, gooi hom oop laat hy droog en jou bruin oyster sampioene sal op dit groei. Dit is een van die goeders wat die maklikste groei is jou oyster sampioene. En hy groei letterlik op alles. Daar's mense wat al geëksperimenteer het en dit op ou boeke, op koerante, op ou klere, op allerlei goeders al mee geëksperimenteer het en oyster sampioene groei maklik omtrent op enige ding. Alright, so as die regte kos daar is vir hulle, wat ons in ons geval as jy dit in 'n environment doen of nie in die natuur doen nie, moet jy die regte kos voorsien vir die sampioene ook. En dan kry jy op die ou en die resultaat waar jou mycelium sal groei en die hele sak sal oorneem. So ek gaan gou vir julle hierdie videoetjie, ek weet die klank gaan nie nou werk hierop nie, maar hy is ook hier in, julle kan gaan kyk, hy's ook op my TikTok, dis hierdie een wat iemand vir my gaan flag het op TikTok en gesê het, ek breek community standards. So ek gaan hom speel dat julle kan sien wat dit is. Ek wil hom sommer net gou groter maak. Ekskuus tog. Okay, so daar kan julle nou sien, hy wil nou nie hierdie dingetjie wegvat nie, maar daar kan julle nou sien, hierdie is in my groeikamer, in my inkubasiekamer, waar ek toe nou gegaan het en net hierdie videoetjie gemaak het om vir julle letterlik te wys hoe lyk dit. Ek gaan kyk het ek ja, ek gaan nie die klank nou kan speel nie, want nou wat maak ek nou? Maar hierdie videoetjie is ook op my YouTube kanaal. Kom gou oopmaak en kyk of ek hom hier kan speel dat jy hom kan sien. Daar kan julle hom nou beter sien. So daar kan julle presies sien hoe lyk die mycelium as dit op die harde hout saagsels begin groei. Kyk, ons maak regtig daai beentjies so.
En dit is sy wortels, dit lyk soos 'n wortel wat groei, 'n boomwortel. So dit is verskriklik interessant. Nou, ek wil net gou teruggaan na hierdie gedeelte toe. Hierdie wit wat julle hierso sien, dit is hoe dig die miselium groei op die substraat, sodat jy dan op die ouend jou hele sak of emmer of waar ook al jy dit gaan groei, moet vol van daai wit miselium of ten minste 80 na 90% vol wees voor jy hom eers in groei gaan sit. Want as hy nog nie vol is nie, dan gaan jou sampioen nie sterk genoeg wees om uit te kom om te kan groei nie. So dit is letterlik nou hoe die miselium lyk. Kom gou groter maak hierso. Dan kan julle nou baie mooi daar sien. Hy maak regtig sulke mooi drade. En dit is waar die lewe vandaan kom van die sampioen. So as ons hom 'n plant wil noem, wat hy nie is nie, is 'n fungi, maar daai is sy wortelstelsel en die miselium is die plant wat lewe. En jy moet hom lewendig hou om eventually jou sampioene te kan oes en jou oes te kan hê. Want as jou miselium doodgaan, mif is een van sy grootste competitors. Sampioene en mif groei in dieselfde omstandighede. So hulle kompeteer teen mekaar. As jou miselium nie sterk genoeg is nie, vat die mif oor. As jy nie genoeg miselium in jou substraat gesit het nie, vat die mif oor. Goed. So dan is ons nog maar net sulke kaartjies wat jy kan kyk. Dit is die sampioen is net die vrug, die regte groei gebeur onder die oppervlak en dan hierso wat gebeur bo en onder die oppervlak ook. Op hierdie goedjies aan jou kan gaan klik en dan kan jy nou maar aan die ander kant ook lees. Dit maak ook net die kursus 'n bietjie meer interessant. So vir die miselium om te kan groei, dit is nou waar al hierdie aspekte inkom waar ons in detail en verdere detail gaan moet ingaan wanneer ons in die volle kursus ook is. Jy moet al hierdie 5 elemente, moet jy basies reg hê om seker te maak jou sampioene groei reg. In die eerste plek moet jy jou temperatuur reg hê. Die algemene riglyne sê hulle vir inkubasie 20 tot 25 grade, vir vrugvorming 18 tot 24. Dit is die algemene reël wat hulle sê, maar belangrik om te weet wat ons hierso doen. Hy gaan party daar tot 27 en ek het dit al gehad dat hy tot 29 gaan. En dit het nie vir my noodwendig meer kontaminasie veroorsaak dat ek meer mif het nie. Dit het net inteendeel die groeiproses soveel vervinnig en soveel vinniger gemaak. So dit wys uit ons ook dat sampioene is nie so broos as mense dink nie. Maar baie mense sê ja, jy moet alles in hierdie higiëniese omstandighede. Hoe doen hulle dit op in Afrika? Hoe doen hulle dit in India? Hulle sit daai graan, die grain spawn buite waar mif en allerlei ander goeders rondvlieg in hulle substraat in. En hy groei suksesvol. So dit is nie so finietjie soos mense sê nie. Dit is regtig nie. Ja, ek self vat sekere stappe om dit skoner en higiënies te hou, maar ek gaan nie tot op daai uiterste nie, want ons het groot geword, as jy 'n kind nie blootstel aan kieme nie, word 'n kind later in sy lewe altyd siek. So as 'n kind loop en die hondekos in sy mond wil druk, of 'n klip in sy mond wil druk, moenie 'n kind keer nie, want jy bou sy immuunstelsel op. Ek werk op daai selfde konsep met my sampioene. Want hoe meer my redenasie is daar, hoe meer jy jou hele omgewing waar jou groeikamer gaan steriel hou. Die oomblik as daar 'n klein bietjie iets inkom, dan kan alles siek raak daar binne. Dit is maar hoe dit in my kop werk en ek moet vir julle eerlikwaar sê, tot dusver hoe ek dit doen, my kontaminasierate is oor die algemeen maksimum 10%. Goed. So, jou temperatuur, jy kan werk met dit wat jy het. Ek kan nie vir jou sê as die kamer gaan oor die 30 gaan of dit nog gaan werk nie. Ek het nog nie daai kans gevat nie. Ek wil ook nie verkieslik nie. Maar met my stelsel, soos ek sê, het dit al gegaan tot op 29 grade. Humiditeit, so die vog in die lug. Sampioen is 90% water, vloeistof. So die riglyne vir inkubasie, daar moet medium vog wees, nie te droog nie, maar ook nie so hoog soos in die groei gedeelte nie.
Want anderster ontkiem jou sampioene terwyl hy nog in inkubasie is. Hy begin pinning maak, soos hulle sê, waar hy in sy saksubstraat al klaar wil begin groei, nog voor daai hele blok vol miselium gegroei is. Wat gaan gebeur as dit gebeur? Jy gaan nie sulke groot sampioene kry nie, en omdat hy nog nie die miselium deur die hele sak gegaan het waar die substraat in is nie, gaan jou kanse vir kontaminasie groter wees as jy hom in die vrugkamer inskuif ook. So, maar daar moet vochtigheid wees. Jy wil hom ook nie te droog hê nie, anders droog jou miselium weer uit, want sampioene haal asem soos mense, asem suurstof in, asem koolstofdioksied uit. So jou sakke waar jou substraat in is nie heeltemal geseël nie. Hy moet 'n filterpatch hê. Hy kan wat ons gedoen het is, ons het 32 mm waterpyp, het ons gesny, en sulke klein stukkies, dan vou ek my sakkie om en ek druk water daarin, of ek het nou my batting gekry. Batting werk ook net so goed, want daai filterpatches wat jy koop en die sampioengroeisakke wat jy koop, ek kon nog nie 'n sampioengroeisak gekry het vir onder R10 'n sak nie. Ek gebruik nie die sampioensakke nie, en ek koop ook nie daai filters nie. So, en dit werk. Dis hoekom ek sê, jy hoef nie baie geld uit te haal om dit te kan begin doen nie. Vruggedeelte is bitter belangrik. So ek sal sê, jou humiditeit, jou volg in jou lug waar jou inkubasie is, dit kan nie tussen 60 en 70% humiditeit wees. Nie hoor nie, want dan gaan jy te vroeg, gaan hy wil vrug stoot, en jy loop 'n groter risiko in 'n kleiner oes. Vrugvorming, bitter belangrik. So, daar moet hoë volg wees, gewoonlik 70 tot 90% humiditeit. Ek het gevind met myne is die sweet spot vir my goeders, ek gaan nie sommer onder 85% nie, en partykeer vir alles dit warm is buite, as dit reën en daar's klaar humiditeit in die lug, dan gaan my groeikamer tot op 99% humiditeit, geen probleem daarmee nie. Jy wil net nie hom te droog hê nie, en as jy hom te nat het, dan gaan jou sampioene ook op die ou end van die dag, jy wil nie daar met voegdruppels op hulle wees nie, dit kan begin vrot dan. So, sweet spot vir my wat ek daar gekry het, van 85%, ek hou nie daarvan as hy onder dit gaan nie, ek het gevind, dit werk nie vir my so lekker nie, maar as ek hom tussen 85 en 95 oor die algemeen hou, dan werk dit fantasties vir my. Goed. So, te veel volg kan jy mif en ander probleme kry, en die lug kan nie beweeg nie, so jy moet 'n airflow hê, soos hulle sê, daar moet suurstof wees, as jy te hoë CO2 build-up, te hoë koolstofdioksied in jou groeikamer het, gaan jou sampioene nie groei nie. As daar nie 'n goeie vars lug is wat deurkom nie, sonder genoeg vars lug, bly dit net wit miselium, hy vrug nie. Hy het suurstof nodig om te kan begin vrug ook. So, ons het ducting fans met HEPA filters wat van buite af ons koue lug deur ons stelsel intrek. Ons stelsel buite is letterlik polistireen bokse met steenkool-laagies, water wat daar oor hardloop, en in 'n boks voor dit 'n 5 liter waterbottel wat geys is. En julle sal nie glo hoe daai stelsel wat dan die lug daardeur trek in hierdie kamers in, hoeveel grade verskil dit maak van die buitetemperatuur en die binnetemperatuur nie. Dit maak 'n groot verskil. En soos ek sê, dis nie eers 'n aircon wat jou 'n paar R1000 gaan kos nie. Paar polistireen bokse, blok ys, 2 liter bottels ys, 5 liter bottels ys. Ek gebruik van hierdie 5 liter seebottels. Ons het 'n kampterrein ook hier so ek gebruik baie sulke seebottels en ek vries my water daarin. En as dit 'n groot 5 kg blok ys wat daarin is en dit koel die lug soveel af as dit deur daai stelsel trek. Ek is regtig waar verbaas hoe goed dit werk ook. En om skoon te werk. Ek gebruik wel baie jik om bakterieë en goeters dood te maak. Ek sit nie meer die hele tyd 'n jassietjie aan en 'n haarnet aan en 'n maskertjie aan en handskoene aan wanneer ek my inkubasie doen nie. Ek gebruik baie jik, ja, ek gebruik wel handskoene want ek wil nie die hele tyd daai chemikalie op my hande ook hê nie. So ek gebruik nogal redelik baie jik, oppervlaktes afvee, al die sakke hier skoon vee met jik, die voordat ek die spawn bags oopmaak, dit ook dan eers afvee met jik. Ek sit die waier af sodat ek nie daai lugvloei het nie.
Ek het eers aan die begin het ek 'n stil air box gebou. Julle kan sien op my YouTube channel en op my TikTok en so is daar ook van waar ons dit gebou het. Wat hulle sê jou lug moet stil wees sodat die kontaminasie nie kan inkom nie. Stil air box was 'n groot krat gewees. Dit het te klein geraak vir my. So nou doen ek my inkubasie in my inkubasiekamer. Ek sit die waaiers af. Ja, dit raak ook partykeer 'n bietjie warm daar binne want die humiditeit is hoog. So ek sonna ook sommer so in die proses. Want dit raak partykeer regtig warm dan daar binne, maar as ek praat van warm, dan sy miskien 25 grade Celsius daar binne, maar omdat daai humiditeit in die lug is dit baie warm. Daai humiditeit is wat dit meer hitte gee. So ek werk in my inkubasiekamer. Ek het nie 'n laminar flow hoed nie, ek het nie meer 'n stil airbox nie. Ek sit nie die hele tyd 'n masker aan nie, want ek het gesien ek het nie nodig om dit te doen nie, dit werk. Dit is jou keuse hoe jy dit wil groei. As jy voel jy wil selfs met incubation en daai goeters as jy inokulasie doen, jy wil dit doen. Dis absoluut jou keuse. Ek het net geleer in my prosesse is dit nie nodig nie, want ek het nog steeds net so min kontaminasie as wat ek gehad het toe ek dit gebruik het. So daar's nie veel van 'n verskil vir my nie. Maar soos ek sê, as ek in my groeikamer ingaan, sit ek altyd 'n masker op, want ek wil nie daai spore die hele tyd inasem nie. Daar's geen spore in die inkubasiekamer nie. Alright. So na opsomming as mens hierna kyk, sampioene vra nie vir perfeksie nie. Dit vra net vir balans. Die wat ons doen by Ledbury is ons groei suksesvol met hoër temperature wat teengaan wat meeste mense sê hoe sampioene moet groei. Jy het nie diertoerusting nodig nie. Jy moet net verstaan wat regtig belangrik is en dit is presies wat ons vir jou nou stap vir stap wat ek vir julle gaan leer deur hierdie kursus ook. Ja, so as mens nou kyk, vat die tweede stap en toets dit. Hier's 'n opdrag. So elkeen van julle as julle nou klaar hierdie gedoen het, wil ek hê julle moet daarna gaan kyk. Gaan identifiseer 'n plekkie waar jy jou sampioene wil groei. Kyk wat het jy tot jou beskikking. As jy 1 of 2 blokke wil groei by jou huis, soos ek sê, jy kan selfs 'n plastiek krat vat en met klingfilm bo-oor sit dat hy nog steeds net 'n bietjie kan asem kry. Hy moet lig kry, dis hoekom ek die klingfilm doen, want hy gaan nie groei as hy nie lig kry nie, letterlik lig van buite af. Nie direkte sonlig nie. So jy kan 'n lig daar sit wat op hom skyn of in 'n area in jou huis waar hy nie op indirekte sonlig gaan staan nie. Jy kan baie van die grow bags verkoop hulle en dan sê hulle moet hom sprei met water. 2, 3 keer, 4 keer 'n dag. Die probleem daarmee is, as jy dit nie genoeg kan doen nie, jy ry nou gou-gou winkels toe vir die oggend of wat ook al, of jy's by die werk, dan kan jy hom nie die hele tyd sprei nie, dan gaan jou sampioen uitdroog. Daarom is my voorstel, kry 'n krat, kry 'n emmer, kry iets waarin jy hom kan sit, om my humiditeit te hou, want jou humiditeit is vir my die belangrikste aspek. Nie die temperatuur so erg nie, humiditeit en vars lug is die 2 belangrikste aspekte, maar veral jou humiditeit, want wat gaan gebeur as hy nie genoeg vars lug kry nie? Hy gaan lang bene groei. Hy gaan nog steeds groei, maar hy gaan lang bene groei. Soos 'n ding wat, 'n plant wat, as jy hom byvoorbeeld in 'n donker plek het, lang bene groei en dan as jy hom skielik in die son sit, verwelk hy. Nou, dit is dieselfde met die sampioene. Jy wil hom genoeg humiditeit hê, so gaan dink, wat is dit wat jy wil doen? As jy jou sampioenboerdery wil begin, gaan identifiseer 'n area, gaan kyk wat dit is wat jy het, hoe wil jy dit hê, wat wil jy doen? Jy kan hier deurgaan, begin klein met jou eerste ervaring. Jy kan vrugteblokke, die grow blocks soos ek vir julle genoem het, kan julle by my bestel ook. Ek sal vir jou stuur om net eers mee te speel. Ons verkoop hulle ook. Hier is 'n sampioen bestelvorm vir julle ook. Die fruiting blocks, daar is die pryse ook vir hoeveel ons die fruiting blocks en so verkoop. En jy gaan hom reg kry op 'n punt waar hy basies reg is om te groei. En jy moet hom oopsny en jy moet hom in die regte area sit sodat hy kan groei. Maar as jy ook die vrugblokke by ons so bestel, dan gee ek ook vir jou absoluut die aanwysings presies hoe jy dit moet doen en wat jy moet doen. En dan kan jy jou goed so groei. So ja, dan is daar ook net nog weer 'n videoetjie daarna. En hierso is wat is ons prys vir die volledige kursus, indien jy wil belangstel en wil inskryf. Dit gaan R350 per sessie wees.
Jy hoef nie alles op een slag te betaal nie. Jy kan dit per sessie betaal. Dit gaan oor 'n 12 weke wees. Dit gaan Woensdae of Donderdae wees, afhangende net van hoeveel mense ek op die kursus het, want ek wil nie graag meer as maksimum 20 mense in 'n groep hê nie, want dan raak dit 'n bietjie moeilik om individuele aandag aan almal te kan gee ook. So die kursus, hoe dit gaan werk, jy gaan leer deur dit te doen, dit is 'n praktiese ding. Daar gaan opdragte wees, daar gaan wees, weet jy wat, doen hierdie, gaan kyk vir hierdie, gaan kyk vir daai, en dan kan jy dit gaan toepas. Doen navorsing in jou area. Watse plekke is daar aan wie jy kan voorsien eventually? Hoeveel restaurante is in jou area? So, en dan werk ons op 'n bemarkingsplan uit. So die hele proses gaan letterlik wees waar ek jou gaan mentor. Stap vir stap deur wat jy in jou omgewing en met jou boerdery ook wil doen. So, julle kan op die blou skryfte so klik, en dit sal ook dan vir julle die links oopmaak, waar julle dan by die kursusse kan inskryf, of as julle van die groeiblokke wil bestel, kan julle ook daarop, maar ek sal sommer die links met julle, die skakels met julle deel ook. Fluit my storie is uit. Nou wil ek eers gou hierso kyk. Hierso is 'n paar comments gewees. Ja, al die fancy equipment is eintlik 'n klug vir money making. Ek stem 100% saam. Ja, dit werk en dit kan werk en dit werk vir mense, maar ek het agtergekom ek kom reg sonder dit. Okay, hoe jou groei, het jou groei medium enige uitwerking op die smaak van die sampioen? Nee, hy het nie. So, baie mense sê jy, byvoorbeeld die Lions Mane sampioene moet op hardehout skaafsel of saagsel groei, né? Jy kan skaafsels of saagsels kan jy gebruik. Dit maak nie saak nie solank jy hardehout also het. Baie mense doen ook die hardwood pellets, maar ons kry nie dit regtig hierso te veel in ons area nie. Mense sê jy kan, en sê ook jy kan dit nie op pine groei nie. Ek het dit ook verkeerd bewys. Jy kan dit op pine groei. Ek groei my sampioene alles nou op blue gum, want dit kan ek in my area kry. So jy moet letterlik kyk, en dit is waar ek nou soos ek ook sê, waar ek julle met die hele kursus, jy moet navorsing doen. Wat is in jou area? Wat kan jy daar kry? As jy wil oyster sampioene groei, soos ek sê, jy kan selfs die gras wat uit jou grasnyer se bak uitkom, al jou tuinvullis, letterlik, kan jy oopgooi dat dit 'n bietjie droog en jy kan jou sampioene daarop groei. Jy kan dit regtig daarop groei, dit groei daarop, as jy oyster sampioene wil doen. Lions Mane sampioene is 'n bietjie meer finietjie, hy moet die harde hout hê. En op hierdie stadium wat ek met my oyster sampioene ook doen, is ek gebruik ook harde hout, want ek het toegang tot baie harde hout saagsels. Die skaafsels is die flakes, die saagsels is die fyn poeier. Hardwood sawdust, okay, die dust. So, dis wat ek gebruik, want ek het toegang tot dit. En mense het gesê, en ek het gaan oplees daaroor, party mense het gesê, ja nee, moenie op 'n eucalyptus type of tree, moet jy dit nie groei nie. Toe gaan doen ek my navorsing. In Australië, en op sekere plekke in Asië, groei dit op blue gum trees, natuurlik in die wild. So, hoekom kan dit nie hier so gebeur nie? So, almal sal vir jou goed sê, moenie dit nie, moenie dat nie, jy kan nie dit op pine groei nie. Toets dit. Moenie net glo wat mense vir jou sê nie, want as jy alles net gaan glo wat die mense daar buite net sê, selfs dit wat ek sê gaan dalk nie noodwendig vir jou werk nie, maar ek het getoets, en ek deel met julle my ondervinding, en dit wat ek gesien het. Maar oyster sampioene, baie maklik. Hoe proe die mushroom en waar in KZN kan ek proe? Okay, watter sampioene toe verwys jy? Oyster sampioene, kan ek jou definitief verwys na iemand toe in KZN. Lions Mane sampioene, is daar niemand waarvan ek weet wat dit daar groei nie, want ek het mense in KZN wat ook nog gevra het, hulle wil van my af bestel van hierdie kant af om dit vir hulle te koerier vir markstalletjies en so ook. Maar ek koerier ook die sampioene. Wat ek doen is, ek sal hom oes die oggend en om dieselfde dag stuur met overnight koerier. Ek sit dit in 'n polystyreen box met 'n ice pack ook in, om hom so vars as moontlik te hou. Jy moet ook verstaan,
verskillende sampioene het verskillende raklewens. Die Golden Oyster met wat ek nou begin speel het, al waarvoor ek hom sal doen is as iemand grow blocks by my wil koop om dit by die huis self te groei. Want sy raklewe is letterlik 2 tot 3 dae. Dis dit. As jy hom nie betyds oes nie, dan begin hy so verwelk daar op daai ding. As jy hom oes en jy sit hom in die yskas, 2-3 dae max, dan raak hy slijmerig. Dan kan jy hom nie meer gebruik nie. So, as 'n baie delikate sampioen. Baie lekker, maar hy's baie delikaat. So, die Golden Oysters het ek besluit, ek gaan nie eers hulle probeer verkoop as 'n vars sampioen, behalwe as ek na soos die vegan mark en daai tipe van goeders toe gaan, waar ek weet, okay, ek het nou 'n klomp, daar's mense wat vandag baie gaan koop en hulle gaan dit self nou by die huis onmiddellik gaan gaar maak. Maar om dit op 'n winkelrak te sit, jy sal dit nie sommer op 'n winkelrak sien nie vir daai rede spesifiek. Bruin oyster sampioene het 'n langer ekskuus tog. Het 'n langer raklewe. Hy is gewoonlik so 5 tot 7 dae. So dis nie te sleg nie. Maar dan die Lion's Mane sampioen het die langste raklewe wat ek nou al gesien het. Hy kan tot 12 dae fyn wees in die yskas as jy hom geoes het. Jy kan hom langer ook. Die Lion's Mane as hy groei is hy spierwit en soos hy dan nou begin meer vorm en op die punt kom waar hy sy spore gooi, dan begin hy 'n bruinerige kleur kry ook. As hy bruinerig is, hoe ouer hy raak, hoe meer bruinerig raak hy. So, okay, dit ek so verduidelik. Van hy spores gegooi het, begin sy kleur verander, laat ek dit so verduidelik, van die Lion's Mane. Dan begin sy kleur klaar verander, as hy sy spore gegooi het. Maar jy kan hom nog steeds gebruik, hy is nog steeds net so goed, hy is nog steeds net so lekker. Ek het nou, Saterdag wat verby is, het ek Lion's Mane steaks gemaak, wat my oomele het hier kom braai, en ek marineer hom, en ons het hom op die kolle gebraai. Saam met ander vleis en goeders ook, maar dit het regtig, dit proe soos vleis. Okay, dan sien ek hier so, ek doen dit vir 'n stokperdjie, en ek wil nie te groot gaan nie. My mark aan wie gaan ek verkoop is my vrou. So ek wil net groei vir van, sal graag white buttons wil doen en oester. Ek is bly ek het jou gejoin, kan ek by jou die blokke koop? Ja, jy kan by my blokke koop, ek doen nie white button mushrooms nie, maar jy kan vir die oyster sampioene en as jy wil Lion's Mane en so, dit kan ek vir jou gee. Ek het bruin oyster, yellow oyster en Lion's Mane sampioene, daarmee kan ek jou definitief help. Okay, so, die vloer is oop. Enigiemand wat vra het, praat met my asseblief, julle kan julle self aan mute, praat met my, enige vrae wat julle het, jy kan of my tik en ek sal lees en ek sal jou antwoord, of jy kan net praat, jy hoef nie eens jou hand op te sit nie, praat met my. Gesels met my, vra julle vrae as julle vra het. Sien, ons mense wat besig is om te tik. Terwyl julle daai doen, wil ek gou vir julle 'n link stuur, net in die chat ook, wat ek asseblief julle wil vra, as julle net vir my daai julle inligting kan insit, dan kan ek vir julle, daar is die bywoningsvorm, ja, hierdie ene. Dan kan ek ook net vir julle inligting en so stuur, en, kyk, publish. Maritza, Ja, jy sê dis 'n 12 weke kursus. Nou, en jy het gesê mense kan aansluit by Zuko, né? Maar wat is ek 1 week kan aansluit en die volgende week kan ek nie? Hoe gaan jy bepaal watse groep is by watse, want verstaan jy, watse groep is by watse sessie? okay, so dit maak glad nie saak nie, wat ek dan gaan doen is, as jy 'n spesifieke sessie miskien nie kan bywoon nie, ek gaan al die sessies gaan ek opneem. So, as jy nog steeds vir die kursus al woon jy hom nie fisies by soos vanaand nie, kan ek dan sal ek vir jou die link stuur, dat jy hom kan gaan kyk na die tyd ook, en ek sal dan vir jou ook die link stuur na die e-learning gedeelte toe ook. Want dit kan van tyd tot tyd gebeur. Ja, Ja. okay. So,
as ek jou nou een groep het, dan gaan jy in daai groep bly, maar as jy 'n sessie mis, dan kan jy die video gaan kyk na die tyd en jy kan my dan ook kontak as jy nog vrae en goeders ook het. Okay, baie dankie. Okay, jy sal die link kry. Okay, so ek gaan nou in die chat, gaan ek vir julle die link stuur. Dit is net die bywoningsvormpie, sodat ek dan net weet wie het bygewoon, en dan kan ek vir julle die verdere inligting stuur. Dit is sommer uit 'n Google vormpie. Het jy al white buttons probeer en is dit moeilike mushroom? Nee, ek het nog glad nie white buttons probeer nie en ek gaan ook nie regtig in daai veld ingaan nie. Hulle groei op permis en beesmis en sulke goed en dis nie heeltemal wat ek wil doen nie. Jy het ook baie groot spasie nodig want jy maak beddings vir dit. So ek persoonlik het op hierdie stadium, julle sal sien, ek gaan sommer my YouTube channel goedjies ook met julle deel. Op my YouTube channel is daar ook van hoe ons die huisie gebou het, die grow room. Ek kan nou net gou hierso kyk. Ek gaan hom gou deel met julle. So ons het byvoorbeeld soos 'n kaldroom amper gebou met insulasie, wat ons 'n buitegebou gevat het en my man het vir ons 'n framework gedoen en jou insulasie wat in die dakke insit, dit eers ingesit en tot ons 50 mm polystyreen sheets om heeltemal mee gaan uitline ook. Ek sit ook net daai link vir julle daarin. Julle het ook almal my telefoonnommer op my boodskap wat ek vir julle gestuur het vir die hierdie link vir die skakel wat julle gekry het, is my telefoonnommer ook. Julle is baie welkom om my te kontak op WhatsApp ook. Maar asseblief as jy vra vir iets, sê nie vir my dit gaan oor sampioene, want myselfde telefoonnommer gebruik ek ook vir ons kampterrein en dan kry ek mense wat vra vir meer inligting, dan stuur ek vir hulle kampterrein inligting en sê hulle o nee, ek wou weet van sampioene. So asseblief sê net vir my as jy 'n navraag het oor enigiets spesifiek. As jy 'n boodskap stuur, dis makliker om met my op WhatsApp te kommunikeer. Omdat ek deur die dag ook nog werk het, ek gee klas en dan is ek so aanlyn besig met studente. En dan kan makliker na 'n WhatsApp toe antwoord tussendeur as wat ek noodwendige oproep kan vat. So dit gaan dit ook net makliker maak. Maar as julle dan net vir daai vormpie kan invul, en dan gaan ek vir julle, dan as ek julle e-posadresse het, dan gaan ek vir julle elkeen die skakel na daai MyCourse ene ook, daai e-learning platform gee. Dan gaan ek julle elkeen inskryf op hom, want dan kan julle so lank na hom kyk en sien hoe dit werk. Soos ek sê, jy kan die app aflaai op jou foon ook en jy kan dit op jou foon ook doen. Jy hoef dit nie noodwendig op 'n rekenaar te doen nie. Ekskuus tog julle. Ja, en dan kan julle dit op so 'n manier, kan julle dan daardeur gaan. Maar ja, is daar nog vrae wat enigiemand het, enigiets wat jy nog wil weet? Goed, dankie Anet. Ons praat weer op WhatsApp 100%. Baie dankie. Dankie dat jy ook bygewoon het. Enigiemand wat dalk nog vrae het, wat julle graag sal wil geantwoord hê? Wonderlik. Okay. So ja, baie dankie. Dan gaan ek julle nie te lank nog besig hou nie. As niemand nog vrae het nie, dan wil ek vir julle sê baie dankie vir julle tyd ook vanaand en dankie vir julle belangstelling. Ek is passievol oor dit wat ek doen. Ek geniet dit en soos ek sê, ek wil hê dit moet eventually my daaglikse day job moet dit vervang. En ek wil heeltemal daarop wil ek kan fokus. Ek gaan in elk geval, soos ek sê, julle het almal my telefoonnommer, maar ek sal hom in elk geval vir julle net weer hierso in die chat ook insit. 0737023177. Dan het julle my telefoonnommer ook daar. Alright, so die skakel vir die vorm om in te vul, as jy net in die chat so 'n bietjie opskrol, dan gaan jy hom daar sien. Hy sê Google Forms. So as jy net op daai skakeltjie gaan klik, ek net gaan my skerm weer met julle deel. Ekskuus, ek net gaan hier uitkom. Daar uitkom, daarso. Kan ek net chat. So as jy net opskrol in die chat, gaan jy die skakel vir die vormpie, gaan jy daar kry, as jy net opskrol. Dat is hy. So, baie dankie julle.
Ek waardeer julle tyd. Ek waardeer julle bywoning en ek sien uit daarna om julle te help om julle eie ding te doen. Soos ek sê, of al wil jy dit net groei by jou huis in 'n krat met en jy wil net vir jou eie huislike gebruike doen of al wil jy begin met 'n sampioenboerdery en het iemand nodig hê wat jou stap vir stap hand kan vashou deur die hele proses, dan sal ek graag daar vir jou wil wees. Ja, so baie dankie. Ek wil ook net gou-gou hierso kyk. Ja. So dames en here, dan gaan ek julle laat gaan as daar geen ander vrae is nie. Baie dankie ook vir die boodskap hierso. Baie dankie. Lekker aand vir julle. Asai, dankie mense. Waardeer dit. Asai. Bye bye almal, lekker aand.